Goeiemôre almal. Vandag is dit Dinsdag die 21ste Julie die jaar 2026 is 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vanoggend gaan ons so 'n bietjie gesels oor jy moet Jesus voor die mense bely. Dis uiters belangrik om vir Jesus voor die mense te bely, sodat hulle kan sien in wie jy glo. Jesus het self vir ons in Matteus 10 vers 32 en 33 gesê, elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook voor my Vader wat in die hemel is bely. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Daar's geen neutrale pad nie, want hy wat nie bely nie verloon, hy wat nie bymekaar maak nie verstrooi, en hy wat nie oopmaak nie maak toe. Ons belydenis met ons mond hang af saam met ons verlossing, want Paulus sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat hy hom uit die dode uit opgewek het en gered het, maar want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Dis Romeine 10 vers 9 en 10. Hy wat met sy hart glo, kan nie anders as om met die mond te bely dat Jesus die Christus is nie. Daar's ook 'n spreekwoord wat sê, wat die hart van vol is, sal die mond van oorloop. Dit is dan 'n ernstige vraag, glo jy werklik dat Jesus die Christus uit die dode uit opgewek het? Wanneer 'n baba gebore word, sal hy of sy skreeu, dis 'n teken van lewe, dat die longe oopgegaan het en hy het begin asemhaal. So dit is ook die werk van 'n wedergebore kind van God, dat hy die belydenis met sy mond moet doen, dat hy Jesus Christus as sy verlosser geken het. In Openbaring 12:11 staan daar geskrywe, en hulle het hom, dit is nou die duiwel, oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. So ons getuienis bou 'n muur, van beskutting rondom ons. Dit is 'n sterk toring waar almal kan kom skuil. Ons is nie net een keer gered en altyd gered nie. Dit is 'n daaglikse erkenning dat ons die Here Jesus nodig het. Ons lees die Bybel, ons doen lofprysinge en daardeur getuig ons dat die Here Jesus ons God is. Ons is afhanklik van hom. Ons belydenis van Jesus is ons heerlike roeping, soos Paulus skryf in 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. So as dit nie vir die kruis was nie, sou ons nooit gered geword het nie. Die belydenis wat ons doen is ook 'n direkte uitvloeiing deur die vervulling met die Heilige Gees van God. As ons lees in Handelinge 1 vers 8, sê dit daar, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuienis wees in Jerusalem, sowel as aan die hele Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. So glo ek dat dit is 'n spontane uitvloeiing van 'n geesvervulde lewe saam met Christus. Kom, laat ons nou aan Jesus Christus behoort, deur 'n getuienis vir hom te wees, dat die gevolg daarvan is 'n ewige lewe saam met hom. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons die eer en die voorreg het om video-opnames te kan doen, om vir mense te kan sê, hier is Jesus, ken hom, leer hom ken, lees die woord, weet wie hy is, weet wat hy vir jou gedoen het en wat hy nog vir jou kan en wil doen, as jy net tot bekering kom, as jy net jou lewe vir hom gee. Moenie, as jy die woord van God hoor, jou hart sluit nie. Dalk is dit die laaste keer wat jy 'n geleentheid kry, om jou hart te kan oopmaak en te sê, Here, hier is ek, Here, vergewe my, Here, kom was my skoon, Here, kom reinig my, Here, want ek weet, my sonde is altyd hier voor my, ek weet wat se sondes ek doen, Here, dankie dat ek kan kom en bely en erken, ek het 'n verlosser nodig, dankie Here, dat U die een is wat ons verlos, dankie dat U die een is wat ons skoon was, en dankie dat U die een is wat ons sondes vergewe. Here, mag U naam altyd deur vereer word, mag U naam verheerlik word, en totdat U kom op die wolk om ons te kom wegvoer. Halleluja, dankie Abba. Amen en amen.